Wonderlike goeiemiddag vir u. Ons gaan verder met die boodskap oor Israel en die vraag, wie is die ware Israel van God? Ons het reeds die stellings gemaak dat God het altyd net een Israel gehad, Ou Testament en Nuwe Testament. Die kerk is nie die vervanging nie van Israel nie, die kerk is die vervulling van Israel. Jesus Christus is die een op wie al die beloftes gerig was. Hy is die ware Israel, hy is die ware Jood, en in hom het die ware Israel sy beslag gekry, sy betekenis gekry. So, ons gaan vandag verder en ons praat oor die herstel van die tabernakel, die vervalle tabernakel van Dawid, of die vervalle hut van Dawid. En ons lees daarvan in Handelinge 15, nadat Cornelius en baie heidene tot bekering gekom het, sien ons hoe dat daar 'n probleem onder veral die Joodse gelowiges, wat op daai stadium definitief in die meerderheid was natuurlik, gekom het in die vraag is, hoe hanteer ons hierdie heidene wat nou inkom? Moet hulle eers beter Jode word? Moet hulle die besnydenis ondergaan? Ensovoorts. En dis hoekom daar hierdie byeenkoms saamgeroep is in Handelinge 15. En van die apostels het getuienis gelewer, en Paulus het getuienis gelewer, gesê hoe dat God wonders en tekens in sy bediening doen onder die heidene. Ons het gesien hoe dat Cornelius, die hoofman, die Romeinse hoofman wat 'n heiden was, en sy hele gesin gevul is met die Heilige Gees en in tale begin spreek het, duidelike teken dat hulle ingesluit is in die koninkryk van God. En dat God hulle aangeneem het. En dan staan Jakobus op, wat duidelike 'n leier was, 'n pilaar in die vroeë kerk. En hy sê, wat ons hier het, is duidelike vervulling van wat die profete oorgespreek het. En hy noem dit die vervalle dat God, hy haal Amos hoofstuk 9 aan, die kan gerus gaan lees. Ongelukkig kan ek dit nie alles lees nie, want dan gaan ons oor ons tyd. So hy haal Amos aan wat voorspel het, dat die volk sal weggeruk word van God af, die volk sal verwerp word deur God, maar daar sal 'n oorblyfsel wees. Daar sal 'n groep terugkom na die Here toe. En dan sal hy die vervalle hut van Dawid weer oprig, deur hierdie oorblyfsel wat terugkom, deur hierdie oorblyfsel wat hulle Messias erken en aanneem, sal hy ook dan al die volke, al die heidennasies intrek en aanlok, en so sal hulle ook deel word van die tabernakel van Dawid, die hut van Dawid, die huis van Dawid. So wanneer ons praat oor die tabernakel van Dawid, dan praat ons oor sy heerskappy. Dawid was duidelik 'n tipe van die Messias, van Jesus Christus. En op 'n stadium met sy koninkryk ook verval, alhoewel God gesê het sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Nou, ek het nie nou tyd om oor die betekenis van die woord ewig nie, maar hy is net ewig in Christus, want omdat Dawid 'n tipe van Jesus Christus was, die ewige een, is dit 'n ewige koninkryk. So die vervalle hut van Dawid wys duidelik na die ware Dawid, die ware Messias wat sou kom en sy koninkryk weer oprig. En ons weet dat die eerste bekeerlinge, die first fruits, die eerste vrugte, die eerstelinge van die oes, was Jode, was die oorblyfsel, deel van die oorblyfsel. Ons lees ook van hulle in Openbaring, waar hy praat oor die eerstelinge wat uit die groot verdrukking uitkom. En as jy dink die groot verdrukking iewers in die toekoms, dan het jy al klaar 'n probleem, maar hulle was die 144.000 wat 'n simboliese getal is van Jode, van die Joodse nasies en stamme. Maar in elk geval, dit daar gelaat. En as gevolg daarvan het die heidene nasies begin inkom, en dit is hoe die apostels dit beskryf. So, dit was eerstens die huis van Dawid, hierdie vervalle hut, of hierdie hut van Dawid, die tabernakel van Dawid was eerstens die heerskappy, die huis van Dawid. Tweedens was dit ook 'n werklike tent wat Dawid opgesit het by die berg Sion, waar die ark in 'n oop tent was, daar was geen sluiers meer nie, wonderlike beeld van die nuwe aanbiddingsorde wat gekom het. Ek lees vir die vinnig in 2 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 13, nie soos Moses wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van dit wat moes vergaan nie, dis die ou verbond. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig het. En dan sê vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking, die sluier, weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid van 'n ou verbond
Dis wat dit beteken, tot die heerlikheid van die nuwe verbond, en daardie heerlikheid is 'n toenemende progressiewe heerlikheid, halleluja. As deur die Here wat die Gees is. So dis waarvan Dawid se ou tentjie al gespreek het, daar was vrye aanbidding daar. Daar was nie 'n sluier voor daai tent nie, maar die ark van die verbond was binne na die tent, almal kon hom sien, en buite was daar lofprysing en aanbidding en vryheid. En dis 'n pragtige beeld van die nuwe verbond waar ons kom. Maar die vervalle hut van Dawid is opgerig, die ware Dawid, die volkome Dawid, koning Dawid het gekom, sy heerskappy is herstel, en nou deur die oorblyfsel het die heidene nasies begin instroom, en daardie proses gaan voort tot eer van die Here. Ek groet